Die winkel. Hy stop voor die winkel wat hy 4 dekades voorheen verlaat het, klim uit en haal die bos sleutels uit sy regterkant se broeksak. Soveel herinneringe, soveel moed geneem om uiteindelik na hierdie monument van onthou terug te keer. Dis nou of nooit gaan die gedagte deur sy verstand. Hy moet die verlede konfronteer, die hartseer wat hier afgespeel het, in die oë kyk. Daar is tog niks wat hy kan doen om dit te verander nie. In sy diepste wese weet hy, dis hoekom hy nog nooit kon aanbeweeg nie. Saam met ander kon sosialiseer, nog minder lag of gesprekke oor duitjies en daaitjies kon voer nie. Hy loop vorentoe, sluit die deur oop, stap in, verbaas om te vind dat die ligskakelaar nog werk. Spinnerakwebbe, dekades se stof op kitsch, pink peeltjies. Die populêre kaugommasjien in die hoek waar kinders gereeld hulle voorraad kom aanvul het. Pynlike, tog nostalgiese herinneringe. Hy wens dat hy haar daardie dag te hulp kon snel, maar hy was agter in die winkel besig om voorraad te tel. Sy gedagtes gevul hoe hy sy voorspoedige besigheid verder kon uitbrei, dat hy nie eens die angs in haar stem bemerk het toe sy geroep het nie. Ek kom nou, was sy argelose woorde. Bertus, Bertus, kom help! Ek kom nou, wees net geduldig. Hy laat sak sy kop, begin snik, breë, bejaarde skouers, skuddend, snikke wat vinnig in krete van pyn eskaleer. Ek is jammer, Annelie. Ek is jammer. Wat sal hy wil gee om die verloop van daardie tragiese dag te verander? Die irritasie in sy stem, daar waar hy besig was om van 'n skielike beroerte in een te sak. Hy gaan sit op een van die bankies waar kliënte skoene aangepas het. Hierdie winkel wat enigiets van kruideniersware, lekkers, briekebrek, klere, skoene, noem dit, verkoop het. Op 'n klein dorpie waar hy die hoofverskaffer van al die inwoners se daaglikse behoeftes was. Hierdie dorp eens vol lagende, interessante persoonlikhede, nou 'n totale spookdorp. Nadat Annelie nie meer by hom was nie, het hy die winkel toegemaak om vir 'n tyd te rou. Die bewoners het verstaan, met empatiese oë diep tot in syne gekyk. Die plan was altyd om terug te keer, maar hoe langer hy weggebly het, hoe meer het hy besef dat hy dit nie sonder sy geliefde Annelie langs sy
sou kon bedryf nie. Maar hy kon dit ook nie oor sy hart kry om die winkel te verkoop nie. Dit sou beteken dat hy op 'n sekere vlak van Annelie afskeid sou moes neem. En dit was 'n saak van onmoontlikheid. Hy het 'n jaar na haar afsterwe teruggekeer, net om te verneem hoe dit met die inwoners gaan, of alles wel met hulle is. Maar meeste van die huise was leeg. Net enkele bejaardes, bang vir verandering, sou agterbly en met boggelrug stadig voordeure oopmaak. Vertel dat dinge net nie dieselfde vir die inwoners was nadat hy weg is nie. Besluit het om te trek in 'n nuwe seisoen van hulle lewe in te beweeg. Bertus, wat maak jy hier? Hoor hy 'n sagte stem. Hy ruk sy kop boontoe, kyk rondom hom, maar sien niemand nie. Hy staan op, loop af in die gange van die reuse winkel. 'n algemene handelaar, 'n titel wat hy met trots gedra het. Bertus, wat maak jy hier? Hoor hy vir die tweede maal. Hierdie keer is dit onmoontlik om die stem te ignoreer. Hy loer om een van die draaie, draai sy kop na beide kante. Niemand in sig. Hallo? Hallo? Wie is daar? Bertus, ek is so bly jy het uiteindelik hiernatoe gekom. Die stem is rustig, maar ook gevul met hartseer, selfs gebrokenheid. Hy loop amper gebukkend vorentoe, nog steeds op soek na die persoon wat so onverwags met hom begin praat het. Dit help nie, jy soek my nie. Daar is iets belangrik wat ek vir jou wil sê. Luister. Luister. Vir die eerste keer herken hy die stem. Vol skok sy hele wese, wye verbaasde oë, oop kake. Ek is nie kwaad vir jou nie, Bertus. Jy moet jouself vergewe. Gooi die kettinge van gister af. Annelie, Annelie, is dit jy? Die verbaasde vraag val uit sy mond terwyl hy alreeds die antwoord ken. Jy weet dis ek, Bertus. 40 jaar het ek vir jou gewag en nou is dit tyd dat ons saam die winkel verlaat. Wat dink jy? Die skok van die oomblik te veel om te verwerk, te hanteer. Hy loop na die toonbank, gryp met beide hande die kante van die verouderde kasregister vas en sak in een op presies dieselfde plek waar sy geliefde Annelie afskeid van die wêreld geneem het.
vind homself spoedig op die vloer, 80-jarige arms langs 'n moe, uitgeputte liggaam. Natuurlik, Annelie, natuurlik. My lewe was tog nooit dieselfde nadat jy weg is nie. Die berou, Annelie. Bertus, dis verby, lankal verby. Die woorde is vriendelik, rustig. Ek is hier, Bertus. Dis tyd vir ons om die winkel vir die laaste keer te verlaat. Hy kyk op, sien sy geliefde Annelie met 'n wit kleed, beeldskone gelaat, blonde, skouerlengte hare. Net soos wat hy haar onthou, al is hy bleker as in daardie tyd. Om nou na 40 jaar in sy liefling so onbeskryfbare blou oë te kyk, is amper te veel om te hanteer. Besef hy hoe groot die leemte, die hinkering na haar, werklik in sy lewe was. Hy steek sy hand uit, stap saam met haar by die ingang van die winkel uit. Vir Oulaas draai om die treurwinkel te groet, net om sy liggaam op die vloer te sien. Kom, Bertus. Die volgende dag word 'n lewelose liggaam op die vloer gevind. 'n sigbare, vredevolle gelaat, merkbare glimlag. 'n winkel wat 'n uiterste voorspoedige toeriste besigtigheid sou word. Toerbusse met hope nuuskieriges aangery om die verhaal van Bertus en Annelie Du Plessis aan te hoor. Waar 'n vreemde, onbeskryfbare atmosfeer altyd in die winkel aangevoel sou word. Bespiegelinge ver en wyd met geen finale konklusie. Dalk beter as sekere gebeurtenisse 'n misterie verander bly.